Ek het so 'n paar versoeke gekry om weer 'n videoetjie te maak. Waar ons die bouvorm en die liggaamsdele en die goed van die Meatmaster. Ek weet nie eens wat noem mense so 'n video Roe. Roe en Corneels is die hanteerders. Hulle is twee is die hanteerders vandag. Hulle gaan ons help vandag hierso. Wat noem mense so 'n video? Ek het nog nie eens gedink aan wat mense dit noem nie. Waar jy die deel, ons het dit mos nou in die verlede gedoen al. Informele opleiding. Maar in elk geval, ons gaan sommer so 'n bietjie praat in die algemeen oor die ras en dan gaan ons die liggaamsdele in redelike detail bespreek en die bouvorm en die samestelling van die dier dink ek in redelike detail bespreek. Ek het gewonder waar moet ek begin, toe dink ek ons moet dalk sommer hier, ek begin altyd hier onder by die bene, by die hoefies, maar ek dink ons moet hierdie rondte sommer by die kopgedeelte begin. Kopgedeelte is ons in elk geval die mees kontroversiële deel aan die hele dierras. Ons baie mense wat baie opinies het rondom die kop van 'n Meatmaster. Baie ouens sal sê, hy's niks werd nie, dis afval. Wat seker nou ook nie heeltemal onwaar is nie. Baie mense sal sê, hulle wil nog 'n goeie ram of 'n goeie ooi sien met 'n swak kop. Dit is seker ook waar. Ekskuus tog, ek het so 'n tyd terug het ek vir my 'n ram gekoop en ek het so 'n bietjie gesels met die teeler oor die ram. Hy het vir my gesê, en ek sê toe vir hom, die swakste deel aan die ram vir my, of dit wat my die meeste pla aan die ram is sy kop. Ekskuus tog. En hy sê toe vir my, daar's belangriker goed op 'n skaap as sy kop. En dit is ook waar. Dit is ook so, laat dit definitief so is. Ek dink, kyk, ons het mos nou 'n sekere kopvorm, ons wil so 'n bietjie 'n Roman nose hê, soos wat julle baie duidelik op hierdie ram kan sien. Kan julle hierdie Romeinse neus sien? Dis as ons nou die Meatmaster se kop beskryf, dan beskryf ons hom so. As 'n dier met 'n matige Roman nose, so. Daarteenoor sal seker nou 'n ding wees met 'n heeltemal 'n plat kop. Ek weet nou nie of dit nou heeltemal aanvaarbaar gewees is, maar ek dink die belangrikste deel rondom die kop, of een van die belangrikste goed rondom die koppe, is as die kop moet vir jou duidelik die geslag wys van die dier. Ek dink as jy net die kopgedeelte van die dier kan sien, en jy kan nie sien wat dit is nie, jy kan nie onmiddellik sien dis 'n ram of dis 'n ooi nie, of daar's effens 'n twyfel, dan moet die rooi ligte flikker. Ek dink dan moet hulle ernstig flikker ook. Want 'n ram met 'n duidelike manlike ramkop hê en 'n ooi met 'n duidelike sagte vroulike ooikop hê. En as daai goed begin blur, dan kan ons nou maar gaan na fancy points toe, ons kan gaan na enige plek toe, maar dan het ons probleme. Hy moet vir jou duidelik wys, as jy net die kopgedeelte kan sien, moet jy duidelik kan sien, dis 'n ram of dit is 'n ooi. As jy begin wonder wat dit is, dan moet jy weet, daar is dan probleme, dan gaan ons hormoongoederse en al daai goederse gaan nie heeltemal reg wees nie. As 'n ooi lyk soos 'n hamel, en for that matter 'n ram lyk soos 'n hamel, dan moet ons weet, dit moet duidelik wees wat dit is. Jy kan jou arm so bietjie sakker neersit en net so bietjie relax. So ek dink wat dit aan betref, is dit die belangrikste. Jy moet duidelik kan sien wat dit is. Is dit 'n ram, is dit 'n ooi? Ek dink as ons daar kan begin, en ons kan dit duidelik sien, en ons al klare eind gevorder is. Die ding nou nie 'n verskriklike Roman nose het nie, of dalk 'n bietjie van 'n holtetjie hier, of iets in daai lyn, dan gaan dit nou nie die ergste seker wees nie. Maar as ons dit het, julle kan hom duidelik sien op die profiel hier, julle kan hierdie ram duidelik sien op die profiel, helbaar Roekos? So julle kan duidelik daar sien, ek dink hier, daar's enige twyfel wat hierdie is nie. Nou, alright, ons sit met funksionele goed, en soos ons nou sal sê, met fancy points op die kopgedeelte van die skaap. Is daar definitief funksionele goed, wat uiters belangrik is. As ons byvoorbeeld kyk na die bek, 'n bek is 'n funksionele ding. As die dier se bek nie reg is nie, as die onderkaak of die kake nie goed ontwikkel is
en reg en hy byt nie reg op sy kaak nie, dan is daar probleme. Dis 'n funksionele ding. As die ding nie kan vreet nie, dan het jy mos nou moeilikheid. Dan kan die ding mos nou nie dan kan hy mos nie operate nie en hy kan nie function nie. So ons moet duidelik dit net onderskei. As ons kyk na die bekgedeelte, kom ons kyk nou sommer na die bekgedeelte van die ram. Dan kan ons kyk na die onderkaak. Sien, kan ons hom duidelik sien. Die onderkaak gedeelte draai met so 'n bietjie so, dat ons net die onderkaak gedeelte duidelik kan sien daar. Baie sterk goeie ontwikkeling wat die ram in sy onderkaak, gaan jy bietjie nader kom. Ontwikkeling hier in die onderkaak. En dan kom ons maak net die bek iets wat oop. Die ram is 'n viertand ram, hy byt perfek. As ek sê hy byt perfek, dan byt hy op die voorkant. Hy byt net presies op die voorkant van die kussing. Daar kan matige afwykings wees daar, dat hy so 'n bietjie verby byt. Ouens praat nou maar van 'n vierhoutjie dikte, of dat hy so 'n bietjie korter byt, want kyk, daar's redelike breedte op daai kussinggedeelte. So hy kan nog 'n bietjie terug ook byt. Wat dit nog seker redelik aanvaarbaar sal maak. Maar die ideaal bly maar, laat hy byt soos wat hierdie ram byt, laat hy presies op die kussinggedeelte byt. Wat ons baie keer doen met kering, is as ons iets wat van 'n afwyking sien op die bek, ons maak die bekke oop en dan sal 'n ou vir jou sê, alright, hy byt 'n bietjie oor of hy byt 'n bietjie kort. Wat ons dan sal doen is ons sal die dier los, laat die dier hardloop in die ring hardloop en dan kyk ons hom op sy profiel. En as ons dit kan sien, as ons dit duidelike afwyking kan sien, met ander woorde die onderkaak steek duidelik verby bo die bokaak, of die onderkaak is duidelik korter as die bokaak, dan sal ons diskrimineer teen daai dier, afhangende van die graad van die probleem. As dit nou ernstig is, dan sal dit nou 'n prilfout, wat ons noem 'n prilfout raak, en dan sal ons die dier natuurlik nou afkeer, en hom glad nie aanbeveel as 'n meatmaster nie. Alright, dit die bekgedeelte, dink ek dink nie daar's veel meer nie. Goeie ontwikkeling in die onderkaak, met baie mooi byt op die bokaak, verkieslik nie oor nie, of verkieslik ook nie kort nie, maar hy kan, as hy byt soos hierdie ram, baie ideaal. Hy kan 100% net so, wat is fout daar, Hoekels? Staan by die een been so 'n bietjie. Okay. Right, en dan, kom ons gaan dan verder. Kom ons draai hom, Sila, jy kan vir ons so 'n bietjie so hier omkom net. As ons hom dan nou reg hier van vooraf kyk, dan kan ons sien die breedte, die goeie ontwikkeling wat die ram hier oor sy neusbeen het. Ons soek hom nie smal daar nie. Alright, nou kan julle weer sê, dit gaan 'n bietjie na fancy points toe, maar onthou, dit het alles te doen met manlikheid. Ons soek goeie ontwikkeling, goeie breedte hier oor die neusbeen. Goeie wyte hier tussen die oë. En dit is maar baie na die neusgedeelte, die pigmentasie kan jy ook daar 'n bietjie kyk. Maar ons soek goeie breedte daar, ons soek goeie ontwikkeling hier, ons soek goeie lengte in die kop, ons soek nie 'n kort koppie nie. 'n kort koppie, 'n dier met 'n kort koppie is gewoonlik gekorreleerd met die res van die lyf, daar is hy maar 'n bietjie kort deurgaans. As jy kan jou arm net so 'n bietjie sak het en net die kop so effe sak, maar soos ek sê, goeie breedte hier. Kom ons kyk na die ooggedeelte. Weer eens funksionele goede, belangrike goede daar is hierdie oogbankontwikkeling wat die ram het. Jy kan hom amper so half van bo af net vir ons afneem, sien, dan gaan jy sien. Jy kan omtrent glad nie die oog sien nie. Met ander woorde, hy is baie goed beskerm deur die son. Baie goed beskerm deur die son, en dit is funksionele goed daar. As jy oogprobleme kry, dan is dit ook verby met jou skaap. En dan kan jy bring hom vir ons so, dan kan jy hom vir ons hier. Dan kan ons net kyk na die pigmentasie hierso. Al vereiste wat ons het, al kleurstories wat ons het, is net as dit kom by pigmentasie. Ons soek hom 100% gepigmenteerd reg rondom die ooglid. Met ander woorde, hy moet donker pigmentasie daar hê. Ons sê nie met swart wees nie, maar hy mag nie pink wees nie, hy mag nie spierwit wees nie, hy mag nie glad nie pigmentasie en nie eers 1 millimeter nie, want dis die begin van die moeilikheid. Hy moet dwars deur op daai reg rondom daai ooglid, moet hy baie goed gepigmenteerd wees. Ons wil glad nie daar compromise nie, want dan begin die probleme.
Wat ons nog van die kant af kan kyk is so 'n bietjie keelvelontwikkeling. Julle kan sien hier so 'n bietjie keelvelontwikkeling. Wat dis sommer nou weer fancy points daai. Dis net vir ons mooi. So ons kyk na die ore. Weer een seker nou maar fancy points, maar ek wil ook daar nog 'n ordentlike meatmaster sien met sulke kort oortjies. Ek is maar lief vir 'n dier met lekker groot lang ore. Ek dink die korrelasie met die res van die lyf wat dit aanbetref is ook redelik hoog. So ek dink dit wat die kopgedeelte aanbetref, is baie na aan dit. Wat nog? Wat het ek gemis? Is dit naaste by alles wat die kopgedeelte aanbetref? Nou, die ram van die voorkant af, dan is daar 'n hele paar goed wat ons sien van vooraf. Kom ons begin sommer onder by die kloutjies. Ons soek daai hoefies, kyk maar net na daai hoefies, is goeie diepte, goeie hoefdiepte. Ons sal net van die kant af ook gaan kyk by die kootgewrigte. So goeie hoefdiepte daar, en dan kyk maar dat die kloutjies so redelik toe is moontlik, dat hulle so na mekaar is moontlik, dat hulle nie sulke wye oop hoewe het nie. Kom ons kyk dan na die breedte in die bors, dan sien ons die ram met pragtige breedte in sy bors. Daar's niks oordrewe nie. Baie mooi breedte in die bors. En as ons dan kyk na die vorm van die bene, dan sien ons wil hê die ram, soos ons dit altyd verduidelik, moet op sy bene staan. Hy moet rus op sy bene. Hy moet nie tussen sy bene hang nie. Nou, wat ons daar wil graag hê, en dit kan julle baie duidelik hier sien, is dat by die bladgedeelte, by die voorarmgedeelte, kom die been matig in onder die ram. Dis matig, dis niks ernstig nie, dis net niks, dis nie 'n kwaai angle wat hy teen inkom nie, hy kom matig in onder die ram, en dan gaan die been van die knie af, gaan hy reguit af onder toe. Ons wil nie graag hê, jy kan hom maar weer net so roer, julle kan hom maar so roer, dat mooiste, hy staan nou reg wat, hy is reg. Ons wil niks hy moet nie oormatig inkom nie, net genoeg in, daai helling wat hierdie ram se bene inkom is presies reg, en dan kom die been aan die onderkant reguit af, en hy staan reguit vorentoe. Wat jy dan kan kry is, ja, is reg, Kaneels, jy kan hom maar so roek, jy kan hom so bietjie, kyk net, ek weet nie wat maak, wat maak hy nou daar nie. Dan moet hy reguit afkom. Die twee goed wat 'n mens dan daar kan sien, sou daar 'n probleem wees daar, dan kan hy, as hy los hom net so, dis nou 'n bietjie moeilik as 'n dier vasgehou word, dan staan hy mos nou, hy beer mos nou teen die hanteerder, so dis moeilik om hulle reg te kry, ja. Is moeilik om hulle reg te kry, so. Wat sê jy vir my, Sila? Nee, doe kan toe praat. Okay. Dis moeilik om hom reg te laat staan. Hy's nie gemaklik nie, hy's nie ontspanne nou nie. Maar die ram staan nou redelik mooi, so jy kan duidelik sien, hy kom effe in onder sy lyf, en dan gaan hulle reguit af. Dan onder by die kloutjies wat jy kan kry, twee foute is, hy kan of uitdraai, die kloutjies kan of uitdraai, of hulle kan indraai. As hulle uitdraai, dan praat ons maar van uitdraai hoefies, uitdraai kloutjies, en as hulle indraai, dan praat ons van duiftonigheid. As hy indraai en hy loop na mekaar toe, wil ek sê, met die hoewe, dan praat ons van duiftonigheid. So ons wil graag hê, hy moet mooi reguit afstaan, en die hoewe moet mooi vorentoe staan. Dan weet jy, jou dier is reg voor. Wat ons verder sien is die breedte in die bors, baie mooi breedte, niks oordrewe nie. As niks oordrewe breedte nie, ons soek hom nie te wyd in sy bors nie, dan begin jy ook weer probleme kry met jou samestelling voor. En is vir ons baie belangrik, ek sal net van die kant af, sal ek vir julle verduidelik, hoe wil ons die blad hê, en hoe wil ons die bladaanhechting teen die lyf hê. Dit is geweldig belangrik, dit is funksionele goed daai, dit is maar probleme wat bietjie in die skaapwêreld, in die kleinveewêreld is, dat daai blaaie begin so bietjie losraak van die lyf raak, en van die lyf af, en daarmee saam kom daar probleme met die voorbene en die hele samestelling in die voorkwart. Maar die ram, niks oordrewe nie, goeie breedte tussen in sy bors, goeie breedte hier oor sy blaaie, niks oordrewe nie. Dit is naaste by wat ons van vooraf kan sien. Verder kan julle nou weer kyk na die sterk ontwikkeling in die bek, julle kan die keelvel sien, julle kan sien die goeie breedte wat hy het hier oor sy neus. Lekker sterk manlike kop wat die ram het. Right, kom ons kyk nou die voorkwart van die kant af. Dan sien ons heel eerste hierdie brisket gedeelte, borststuk gedeelte. Ons praat van projeksie. Ons soek 'n mate van projeksie. Ons wil hê hierdie borsgedeelte moet voor die bene uitsteek. Ons wil nie hierdie blaaie begin teel dat hulle hier sit nie. Dan is daar niks om hierdie hele struktuur aan mekaar te hou nie. So ons soek hierdie projeksie.
wat sorg dat hierdie struktuur goed aan mekaar bly hier aan die voorkwart, aan die voorkant. Ek het vir julle gesê van die blad, hierdie is die bladgedeelte, hierdie is die punt van die blad, ons wil nie hierdie gedeelte hê met te ver vorentoe kom nie, die oomblik as hierdie gedeelte te ver vorentoe kom, het hy 'n geneigtheid om los te raak van die lyf af daar. Die blad moet presies geheg wees soos wat hy geheg is aan hierdie ram, hy moet vasgeheg wees aan sy lyf, daar moet niks losraak hier nie. In extreme gevalle, dan begin hy hier heeltemal losraak en hy draai daar los, weg van die lyf af en hy raak heeltemal die vorm in die voorbene en die stand in die voorbene raak heeltemal foutief, wat maak dat daai dier glad nie funksioneel is nie. Die vorm, die helling in die blad, hier is perfek op hierdie ram, hy heg 100% aan, hierdie gedeelte is die voorarm gedeelte, die oomblik as jy praat, ek hoor party ouens praat van die blaaie breek weg van die lyf af, dan is dit daar as die blaaie begin losraak, jy kan duidelik sien, die oomblik as hier 'n oormatige hoeveelheid bespiering kom op hierdie voorarm gedeelte, as hy begin knoppe maak op sy voorarm gedeelte, dan kan jy maar seker wees naaste by daar gaan probleme wees met die vorm in die samestelling in die voorbene en in die hele voorkwart. Hierdie ram se blad is perfek, hy heg 100% aan, daar's niks oorontwikkeling nie, daar's niks onderontwikkeling nie, daar's niks wat vir ons wys dat hy te veel bespiering het nie. Die ander ding natuurlik van voorarmbespiering is ook gekorreleerd met die res van die bespiering deur die res van die dier. Baie hoë korrelasie. Voorarmbespiering, as hierdie bespiering te kwaai begin raak, hy begin knopperig raak, dan kan jy maar kyk, jy gaan dalk waarskynlik begin gaan na dubbele bespiering toe, of baie kwaai bespiering, oorbespierdheid in jou hele dier. Die oomblik as jou bespiering hier heeltemal wegval, dat daar niks aangaan op die voorarm gedeelte nie, is dit weer die teenoorgestelde. Dan sal jy baie keer sien dat jy met 'n platsydige dier sit wat baie swak bespiering het, baie swak sprong van rippe deurgaans, maar dit is 'n baie ideale, baie mooi vorm, soos ek sê, hierdie punt van die blad nie te ver vorentoe nie, dan begin die probleme ontstaan. Alright, kom ons kyk gou na die nekgedeelte voor ons verder terugskuif. Ons wil by die manlike diere, by die ramme, wil ons baie goeie ontwikkeling hê hier in hierdie nekke. Daar moet geen twyfel wees nie. 'n ram wat 'n dun nekkie het, is onaanvaarbaar. Ons soek goeie ontwikkeling in die nekgedeelte, in die nekgedeeltes van die ramme. Soos wat ons by die oeye sal ons vir julle so 'n bietjie later verduidelik, wil ons net die teenoorgestelde hê, maar ons soek goeie sterk ontwikkeling in die nek, in die ramme. Ons soek lekker dik sterk nekke by die ramme. Sila, as jy net vir my so kan omkom, ek wil net hê jy moet net vir my hier van agteraf neem. Wat baie belangrik is met die nekgedeelte, is die aansluiting van die nek van die bladgedeelte af. Jy soek niks wat hier wegval nie. Nie hier of daai kant wegval nie. Jy wil hê hy moet uitkom uit sy blaaie uit sy bladgedeelte uit, moet die nek uitkom soos wat hierdie ram se nek uitkom, en dan moet hy sterk invloei hier agter in die kopgedeelte in. So met ander woorde, ons wil hom presies hê soos wat hierdie nek is, daar moet niks wegval hierdie, daar moet niks gee pad, daar moet niks hol raak, as ek dit so kan uitdruk nie. Hy moet baie mooi vloei van die bladgedeelte af, binne in die nek in, moet hy baie mooi vloei agter na die kop toe. Baie goeie ontwikkeling wat die ram in sy nek het, jy kan net so omkom, dan kan jy hom dalk van die kant af ook net, dat mens net daai goeie ontwikkeling kan sien, wat die ram in sy nek het. Sterk manlike nek, is nog 'n jong ram, hy gaan nog baie meer ontwikkel in hy nekgedeelte, maar soos ek sê, baie belangrik is hierdie aansluiting hier, die aansluiting van die nek uit die blad uit, daar moet niks wegval, daar moet niks gepad nie, ons wil hê, moet baie mooi aansluit van die blaaie af, na die kop, na die agterkant van die kopgedeelte toe. Ons het die voorbene gedoen, ons het die blad gedoen, ons het die nek, die kop gedoen. Kom ons kyk nou hier agter die blaaie. Dan praat ons van as 'n dier hier wegval agter sy blad, dan praat ons van 'n duiwelsgreep. Ons wil hom baie mooi gevul hê. Hier is die bladgedeelte, hier stop die bladgedeelte, ons wil hom baie mooi gevul hê
hier aan die agterkant van die blad. Ons soek nie, ons wil nie graag hê hy moet hier heeltemal wegval nie. Hy moet ook nie heeltemal wegval agter die blad nie. Hy moet nie heeltemal hol raak agter die blad nie, ook nie hier nie, ook nie hier nie, ook nie in hierdie gedeelte met 'n hele hol raak agter die blad nie. So met ander woorde, ons wil hê hy moet mooi invloei van sy blaaie af hier na sy middelstuk toe, na sy ruggedeelte toe, na sy toplyn gedeelte toe, moet hy mooi invloei. Daar moet niks ernstig hier gee pad nie. As ons kyk net, wat ek dalk nie genoem het nie vir die bladgedeelte, ons moet kyk, maar dit gaan gewoonlik daarmee saam. As die blad mooi geheg is, dan funksioneer hy ook baie mooi as die dier loop. Wat baie keer gebeur, as 'n dier se blaaie begin losraak, dan is dit asof hulle los funksioneer en asof hulle wil uitdruk hier in die bokant. Maar soos ek sê, die oomblik as jy hierdie het, die blad wat hierdie ram op hom het jy gewoonlik nie daai probleem nie. En kyk maar vir prominensie ook in die blaaie, hulle daar nie te veel ontwikkeling in hierdie bladgedeelte is nie, want mens kry dit ook. Kyk, ons wil hom nie skerp hê hier na die bokant van die blad toe nie, maar ons wil hom ook nie plat hê nie. Ons sê ons 'n meatmaster moet ovaalvormig wees. As jy maak nie saak van watter kant af jy hom kyk nie, hy moet ovaalvormig wees. So hierdie gedeelte moet ook ovaal wees. Dit moet nie 'n skerp ding wees as jy hom van bo af kyk nie, maar hy moet ook nie plat raak nie. Dan begin hy vir ons te breed raak. Hy moet net mooi matig wees en hy moet net mooi ovaalvormig wees. En dan soos ek sê, daai deel agter die blad, hy moet goed gevul wees agter die blaaie. En as hy dit nie het nie, as hy begin 'n hol raak agter die blaaie, dan praat ons van 'n duiwelsgreep. Dit gaan baie keer reg rondom. Jy sien dit as jy die dier van die kant af kyk, sien jy dit reg rondom. Goed, ek dink dit is dan naaste by dit. Die volgende ding wat ons kan kyk is na die toplyn. Ons weet, hoe die ouens praat van 'n vloeiende toplyn, 'n meatmaster het nie heeltemal 'n plat rug nie. Daar kan so 'n bietjie val wees daar kan selfs so 'n bietjie val wees hier voor die blad op die nekgedeelte, en matige val hier agter die blad, maar ons wil nou nie hy met kwaai gee pad nie hier nie, ook nie daar nie. En dan lekker gelyk hier op sy rug, en dan soek ons natuurlik 'n redelike val hier in die kruisgedeelte. Soek ons 'n redelike val van die heup na die sitbene toe, daar sit die draaibeen. Ons soek 'n lekker val daar. Ons wil hom nie plat hê in die kruis nie. Dit het maar te doen met lamprobleme en daai tipe van goed. As 'n mens 'n matige val het in die kruis, dan sukkel jy nie daarmee nie. En dan soek ons natuurlik goeie lengte hier in die kruisgedeelte. Soek baie goeie lengte hier in daai kruisgedeelte. Goed, hy moet lekker lank wees van sy heup na sy sitbeen, en lengte, dan kyk ons natuurlik deurgaans na die hele skaap. Maar kyk hierdie lengte wat hierdie ram het hier in sy middelstuk ook. Maar soos ek sê, ons kan so 'n matige val hê hier, matige val daar, dan wil ons hom lekker sterk hê hier op sy rug en op sy lende gedeelte, en dan 'n goeie val, 'n matige val in die kruisgedeelte, net nie plat nie. Ons soek hom nie plat in die kruisgedeelte nie. Right, kom ons kyk na die diepte van die dier. As ons praat van die diepte, dan praat ons van hierdie gedeelte. Ons soek genoeg diepte, ons soek goeie diepte. Gewoonlik, as jy jou lang ovaalvormige bespiering het, wat ons by die meatmaster wil hê, ons soek nie kort ronde bespiering nie, dan het jy 'n dier wat baie goeie diepte het. As jy gaan na daai korter, ronder, meer prominente bespiering, dan gaan jy na 'n silindriese dier toe, en die oomblik as jy na 'n silindriese dier toe gaan, dan kan jy nie daai diepte hê nie. So ons soek daai lang ovaalvormige bespiering. Soos ek gesê het, maak nie saak van watter kant af jy kyk na 'n meatmaster nie, jy moet 'n ovaalvormige indruk kry. Baie goeie diepte wat ons op hierdie dier het. Niks wat vir jou silindries vertoon nie. Goeie diepte wat ons het, saam met daai baie goeie besonderse lyflengte wat hy het. Kom ons, julle reg. Kom ons kyk na die agterkwart gedeelte van die ram. Hier sit ek gesê het net nou, hier is die heup, daar is die sitbeen, hier is die draaibeen. Kom ons kyk na hierdie agterkwart gedeelte. Wat ons alles hier sien, ons sien sy stand van bene. baie mooi stand van bene wat die ram het. Die ram begin amper so bietjie na die sekerlakkige kant toe gaan. Wat vir my baie meer aanvaarbaar is reg op hakke. Wat nie aanvaarbaar is nie, is reg op hakke. Reg op hakke veroorsaak beserings hier in die gewrigte, en 'n dier wat reg op hakke het, gaan
gaan nie baie oud word nie. So 'n dier wat matige sekelhakigheid het, 100% reg. Kyk ons na hierdie kootgewrigte aan die onderkant, dan sien ons baie mooi helling, baie mooi angle, niks regop nie, niks te lank nie, niks te slap wat hang nie. Net 'n baie mooi helling wat ons het hier in die kootgewrigte, saam met daai helling wat ons hier in die hak het, net genoeg. Soos ek sê, as jy diskrimineer baie meer teen 'n regop hak as teen 'n effense sekelhak, maar baie na aan die ideale vorm, baie na aan die ideale helling wat ons hier het. Wat ons dan verder van die kant af sien, ons sien hierdie bespiering in sy agterkwart. Kyk, hy lekker lang bespiering wat die ram het, diep hier in sy lies, vol in sy lies, met baie lang bespiering, niks prominent nie, niks oordoen nie, baie mooi lang bespiering wat hy het in sy agterkwart. Ek dink wat ons sommer verder na kan kyk, as ons kyk hier van die kant af na die ram, dan kan ons sommer 'n bietjie gesels oor bedekking ook. Hierdie ram natuurlik 'n baie ideale bedekking, baie mooi digte, kort haarbedekking, gladde haarbedekking met 'n lekker dik vel, dis wat jy graag wil hê. As ons hierdie hare oplig, dan sien ons het 'n redelike donsbedekking aan die onderkant wat ons ook wil hê. Hy mag so 'n bietjie meer wol groei in die winter as dit begin kouer raak, wat ook nie 'n probleem is nie, om die waarheid te sê, dis eintlik baie ideaal. As hy dit sou doen om hom te beskerm hier in ons wêreld, raak hy maar baie koud in die wintermaande, so hy kan 'n bietjie bedekking groei, maar op hierdie stadium 'n fantastiese bedekking wat hierdie diere het. Jy wil hierdie digte haarbedekking hê met daai matige dons aan die onderkant. Ons wil nie graag hê hy moet nou redelike wol wys nie, want dit is warm, is nou hoogsomer en is baie warm, so hy moet nou glad wees en heeltemal natuurlik glad geraak. Kom ons kyk aan na die skede. Ons kan net vinnig praat oor daai skede gedeelte ook, baie netjies. Kyk maar na die skedes by die ramme. Jy wil hom nie te lank en te slordig hê nie. Baie netjies, nie te kort nie, reg net mooi aan daarso en goeie lengte, daar's niks te veel of niks te kort nie, reg heeltemal goed aan, goeie vorm in daai skede wat hy ook het, niks te lank. Jy sien dit deesdae nogal so hier en daar dat die skedes begin 'n bietjie lank raak. Maar ek dink dit naaste by van die kant af, kyk ons na die toplyn, ons sien lyflengte, ons sien kruis, ons sien diepte, ons sien daai kruisvorm, ons sien die bespiering in die agterkwart, die kop en die karakter, en ons sien die bene van die kant af, die vorm van die bene van die kant af. Ek dink dit is naaste by van die kant af wat ons wil sien. Hulle sê ek het nagelaat om te wys na die stertaanhegting. Dit is so, ons wil hom lekker hoog hê, lekker hoog aangeheg hê. Ons wil nie hê daai stert met laag aanheg hê. Ons sal dit van agteraf ook natuurlik sien, maar mens sien daai aanhegting eintlik van die kant af op sy beste lekker hoog, want van die abattoir sny die sterte af. So met ander woorde, as jy hier met 'n ding sit wat baie laag is en wat baie diep hier uit die lyf uitkom, amper hier van die heup se kant af, dan is dit 'n probleem om hom te trim. Maar die ram wys ons nou al 'n bietjie meer lokalisering, maar dit is mos 'n ouer dier, dit is mos nou nie 'n slaglam op 'n 6 maande ouer slaglam of wat ook al die geval is nie. So hy wys maar lekker hoë, netjies so hoë aanhegting wat die ram daar het. En dan as ons kyk na daai testes, na netjiese testes, nie te lank nie, ons wil nie hê daai ou sakke moet te lank hang nie, dan kry hulle weer hulle eie probleme daarvan, en goed gebalanseerd, twee eweredige groot testes in een sak, maar as jy hom so van die kant af kyk, dan kan jy sien, is netjies, is nie vir ons te lank nie, ook nie te klein of te kort nie, netjiese testes wat die ram op hom het. Okay. Gaan so. Right, kom ons kyk die ram van agteraf. Kom ons begin sommer weer onder. Dan sien ons die ram staan baie mooi op sy hakke. Ram staan baie mooi vierkantig op sy hakke. As ons afwykings kry hier, dan kan die bene begin bakbenig raak. As die bene begin uitkom na buite toe, dan raak hulle bakbenig. En die oomblik as hierdie hakke na mekaar toe begin kom, dan praat ons van koeihakkigheid, as hy nou raak in die agterkwart. Ons wil glad nie hy moet bakbenig wees nie, hy moet nie bak daar staan of wyd daar staan met sy agterbene nie, hy moet mooi op sy bene staan, hy moet mooi vierkantig op sy bene staan, en dan verkieslik wil ons ook nie, hy moet te koeihakkig raak, hierdie hakkies moet nie te veel, te naby aan mekaar kom nie, maar die ram staan baie mooi op sy hakke, 100% solid, lekker vierkantig op sy hakke.
Wat ons verder kan dan sien, hier is die agterkwart gedeelte, die bespiering, die buiteduie. Ons praat van die bespiering in die buiteduie en ons praat van die bespiering in die binneduie. As ons sien, die ram is lekker vol in sy binneduie en in sy buiteduie, sonder om enigstens oordrewe te raak daar. Daar's niks oordrewe daar nie, daar's niks wat begin rond en prominent raak daar nie. As ons dan kyk na die ram se stert van agteraf, dan sien ons baie matig. Die ram het genoeg lyfvet, is nie droog. Hy is nie droog in sy stert nie. Genoeg lyfvet. As ons dan verder kyk en ons kyk boontoe, jy kan dalk vir ons die kamera net 'n bietjie boontoe, of kan jy nie eintlik nie. Dat is net hier. Ek wil net effe opgaan met die we gaan net blur, of wat maak hy? Dan kan ons kyk hier, wat ons hier sien is baie goeie breedte hier oor sy kruisgedeelte. Ons soek hom 'n bietjie wyer hier in sy heupbene as hier in sy draaibene. Baie mooi breedte wat hy hier oor sy kruis het, baie mooi breedte wat hy oor sy hele toplyn het. En as ons kyk, die ram het baie goeie kapasiteit. Ons praat van kapasiteit, dan sê ons kyk hom van agteraf, dan kyk ons na sy kapasiteit en ons kyk na sy ribsprong. Baie goeie sprong van rib. Daarteenoor platsydigheid. Met ander woorde, as hy begin skerp raak hier en hy val weg hier in hierdie ribgedeelte, dan gaan ons sê hy is platsydig. En hy val weg daar, maar as ons kyk na hierdie ram, baie goeie breedte, besonderse breedte oor sy toplyn, goeie breedte oor sy kruis en oor sy ruggedeelte. Corneels, ek kan jou handjie stadig vir ons net so wegvat, dan kan ons weer eens net kyk hoe pragtig sluit daai nekgedeelte aan daar oor sy skouers. Daar's niks wat wegval daar en weer begin nie, is niks in stukke nie. Hy vloei baie mooi in mekaar daar. So as die ram van agteraf kyk, dink ek baie netjies, baie mooi korrek. Ek dink dis van agteraf na as by as kyk hy goeie breedte daar het ook in daai nekgedeelte wat julle daar kan sien. Ek dink dis naaste by van wat is daar nog van agteraf? Is dit naaste by als? Volledig staan baie mooi op sy hakke. Julle kan die testes kyk van agteraf, julle kan die stert vorm kyk. Baie mooi wedge shape wigsvorm wat hy in sy stert het. Niks oordrewe nie, niks te veel nie, stoot nie op, lokaliseer nie op die kruis nie. Baie netjies wat sy stert aanbetref, ook met daai baie mooi vierkantige stand op sy bene. Niks koeihakkig nie, niks bakbenig, hy staan net mooi gelyk op sy hakke. Is julle reg? Goed, dan van die belangrikste goed wat ons nog nie aangeraak het nie, is die vorm. Ons praat van wigvorm. Die wigvorm van die ram en die wigvorm van die ooi. 'n Ram moet altyd dieper wees in sy voorkwart as wat hy is in sy agterkwart. Naarmate die manlike diere ouer raak, word dit meer beklemtoon. Dan ontwikkel hy swaarder in sy voorkwart as wat hy ontwikkel in sy agterkwart. So met ander woorde, as jy 'n ram kry wat verkeerd wig, en as ons sê verkeerd wig, dan bedoel ons die skerppunt is voor en nie aan die agterkant nie, dan is daar probleme. Hy moet meer ontwikkeling hê, hy moet as dit ware dieper wees in sy voorkwart as wat hy is in sy agterkwart. En soos ek sê, dit gaan met ouderdom saam. As die diere begin ouer raak, dan raak dit meer beklemtoon, dan raak hulle sterker, hulle ontwikkel al hoe sterker in hulle voorkwarte teenoor hulle ontwikkeling in hulle agterkwarte. En daarmee sê ons nie, ons wil swak ontwikkeling hê in die agterkwart nie, ons soek goeie agterkwarte. Ons soek nie daai ronde, bolvormige, oorbeklemtoonde bespiering nie, maar ons soek ook nie te min bespiering daar in die agterkwart nie. Maar die manlike dier altyd dieper voor, bietjie swaarder in sy voorkwart as wat hy is in sy agterkwart. Goed, ek dink ons het die ram naaste by deur gegaan. Ons het gepraat van lengte, ons het gepraat van diepte, ons het gepraat van breedte, kapasiteit, sprong van rib, manlikheid, bene. Ek dink ons het naaste by die ram redelik volledig behandel. Ons gaan gou met julle ooi net vinnig behandel. Nou julle reg. Kom ons kyk gou na ooi. Ooi is maar basies dieselfde as die ram. Ons het gekyk na stand van been. Ons het gekyk na lyflengte, ons het gekyk na kop, ons het gekyk na bedekking, ons het gekyk na kapasiteit, kruisvorm, toplyn, ons het na al daai goed gekyk.
Dit is maar basies dieselfde hier, al die goed wat geld vir die ram, geld vir die ooi, behalwe as ons kyk na die vorm. As ons kyk na die vorm van die manlike vorm en die vroulike vorm, dan verskil dit in totaliteit. Met ander woorde, ram, waar die ram dieper is in sy voorkwart, waar hy meer ontwikkeling het in sy voorkwart as in sy agterkwart, is die groot verskil dat die ooi is net andersom. Die ooi het minder ontwikkeling in haar voorkwart as wat sy het in haar agterkwart. Sy is voller in haar agterkwart as wat sy is in haar voorkwart. Die oomblik as sy ooi begin vol raak in die voorkwart, as sy begin prominent raak, hier is daar baie bespiering begin kom, dan kan ons maar weet, daar is 'n probleem wat vroulikheid aanbetref. As ons kyk na die nekke, Corneels, jy kan jou hand net so bietjie wegvat van die nek af, dat die kamera om net so effe kan sien. Vryf so maar haar hartjie so bietjie plat ook daar op die nek. As ons kyk na die nekke, dan sien ons dat dit is ook heeltemal die teenoorgestelde. Met ander woorde, ons soek 'n sterk, dik nek by 'n ram en ons soek 'n sagte, fyn nek by 'n ooi. En as ek nou sê fyn, dan bedoel ek nou nie die nek met omtrent non-existent wees nie. Ons soek goeie nekontwikkeling, maar dit is 'n sagter, fyner nek wat ons het by die ooi. Julle sal sien, kyk die pragtige lengte wat ons ook in hierdie nek het, kyk hoe mooi sluit hy ook aan daar, maar heeltemal dunner as wat die ram is, en dis vroulikheid, As ons kyk na die kop, jy kan die kop net so bietjie ook beweeg, maar nie die ore vas hou nie. As ons kyk na die kop, dan kan julle sien, pragtige lang kop wat die ooi het, fyn, relatief fyn hier oor die neusbeen, baie mooie Roman nose wat sy vir ons wys, sterk bek wat sy vir ons wys, maar heeltemal 'n sagter kop, 'n pragtige vroulike kop, maar heeltemal nog 'n sterk kop, 'n ooi met goeie ontwikkeling in die kake, niks fyn in die kake nie. Ons soek nie 'n fyn, ons soek hom nie heeltemal fyn nie. So ons kyk hier na die bladgedeelte ook, soos ek sê, ons soek hom nie heeltemal fyn nie. Ons wil nie hê die ooi moet heeltemal wegraak in die voorkwart nie. Daar moet 'n mate van ontwikkeling wees in die voorkwart, maar nie naaste by so baie, nie naaste by so sterk soos by 'n ram nie. Die res van die goed is al dieselfde. Kyk daai pragtige ontwikkeling wat die ooi het in haar onderkak, sy buite 100% seker ook nou so 'n 4-6 stand ooi. Kyk hy lang ore, ek is maar 'n sakker ongelukkig vir lang ore. En dan kan julle kyk na daai pragtige karakter wat hy ooi het, baie mooi karakter. Wat sy vir ons wys, baie mooi veredeling wat die ooi vir ons wys. Kyk ons na die bedekking, weer eens dieselfde as by die ram, hoë kwaliteit bedekking, tyd van die jaar, is nou warm, sy is glad, heeltemal glad. En dan kyk ons weer eens na die kapasiteit hier, kyk hier die kapasiteit wat ons, kyk die diepte wat ons op hierdie ooi het, baie goeie kapasiteit, die ooi dink ek het gister gelam, en dan 'n goeie kapasiteit, heeltemal sterk genoeg hier op haar rug en op haar lende, met 'n pragtige val hier op haar kruisgedeelte, met 'n baie mooi stert, baie mooi stand van bene, voorbene, mooi stand van agterbene, baie mooi stand van bene. Het ons kyk na die eier, sê die kameraman, sê ons moet kyk na die eier, baie mooi eierontwikkeling, jy wil goeie eierontwikkeling hê op die goed, dit help nie, daar is die melk nie, ons soek goeie eierontwikkeling op die diere, mooi aangeheg die eier, met goeie speentjies, netjies speentjies, kyk ons na die kamera nou daar, dan kan ons die stert sien, ons kan die stertvorm sien, ons kan breedte sien daar agter. Ons kan kyk hoe sy gevul in haar binne en in haar buitenduie, baie minder gevul in die binneduie natuurlik. Baie mooi kruisvorm wat ons daar het. Ek dink dis naaste by die wat Sila, wat het ek nog uitgelaat? Wat wil jy nog bysê, Corneels? Is jy tevrede? Wil jy niks meer bysit nie? So ek dink dis naaste by dit, net die teenoorgestelde basis van die ram. Maar nie te fyn nie, ons soek hulle nie te fyn nie, ons soek nie te min nie. Is 'n lekker groot sterk ooi hierdie, met baie mooi typiese eienskappe.